Goeiemôre, liewe broer en suster. Dit is vir my baie lekker om hier by julle te wees. Die eerste keer toe ek hiernatoe gery het, baie jare terug, toe dit vir my soos harde werk gevoel. Nou voel dit al vir my soos vakansie. So dit is baie lekker om hier by julle te wees. Ek vertel vir iemand, ek laat vir ons kerkraad net op ons WhatsApp groepie weet, ek preek vanoggend by die kerk tussen die Mielielande. Toe laat weet een van hulle vir my, is Nampo nie nou al verby nie. So ek sal hulle eintlik maar almal moet uitnooi om eendag saam te kom, dat hulle kan kom kyk waar dit is. Dit is 'n groot voorreg dat ons op hierdie spesiale Sondag, Pinkstersondag, so by mekaar kan wees. En daarom, liewe broer en suster, groet ek u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, kom ons loof die Here en staande sing ons nommer 444 tweemaal deur. Broer en suster, ons is die gemeente van die Here en ons het 'n verhouding met hom. Wanneer mens met iemand in 'n verhouding is, dan is dit nogal belangrik om daardie verhouding te laat werk, dat 'n mens weet wat vir die ander persoon belangrik is. Baie keer dink ons aan die wet asof dit iets is wat ons opgelê word en of jy dopgehou word, amper soos die verkeersreëls. Jy weet, as ek nou hiernatoe ry, dan weet ek hulle vang jy is op 130, so ek ry 129. En dan word ek nie gevang nie. Maar in 'n verhouding is dit mos anders. Kom ek nou agter vandat ek nou by die huis is, toe my vrou nou nog vir my koffie aangedra het, kom ek agter ek het altyd die beste gekry, die beste. En toe ek nou die dag besig is om vir haar koffie te maak, toe besef ek so in my enigheid, maar nou gee ek vir haar die beste. Nee, en dis hoe die verhouding werk. En as ons dan wil weet wat vir God belangrik is, kan ons maar terugdink wat Jesus vir ons gesê het. Iemand het na Jesus toe gekom en ons het nou verskillende vertellings daarvan in die verskillende evangelies, maar hulle wou om eintlik 'n bietjie toets om te hoor wat is nou die belangrikste vir God. En dan hy God self kan antwoord. En dan antwoord hy uit die Ou Testament uit en hy sê, hoor Israel, die Here ons Here is die enigste God. En jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En dan die tweede wat hieraan gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
En dit is wat vir God belangrik is. En as ons nou daaroor dink, kom ons sit net so en dan sing ons lied nommer 507, die eerste en die vierde vers. Suster, die Here verwag van ons net liefde. En hy verwag dit van ons omdat hy dit eers te gee. En ons daaruit kan leef. En daarom kan ek ook, omdat God is wie hy is, aan die verkondig. Dat wanneer 'n mens na die Here toe kom, hy jou altyd ontvang. Hy stuur niemand ooit van hom af weg nie. Ons lees vanmôre saam, liewe broer en suster, uit Johannes hoofstuk 20 van vers 19 tot vers 29. Nou, as jy in die Bybel soontoe blaai, ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling uit lees, dan is dit nou nogal interessant dat ons nou vandag op Pinkstersondag by mekaar kom. En ons kom op Pinkstersondag by mekaar, en ons herdenk die uitstorting van die Heilige Gees, en ons kom vandag by mekaar omdat ons die bekende verhaal van die uitstorting van die Gees in Handelinge ken. Ons ken die vertelling van die tonge van vuur, die verskillende tale wat die mense gepraat het, dat elkeen wat daar was, sy eie taal gehoor het, so het was nou nie vreemde tale wat niemand geken het nie, maar die mense daar kon het hoor. En daardie hele vertelling, soos Lukas vir ons, die uitstorting van die Heilige Gees beskryf. Maar ons vergeet dat die Nuwe Testament ook vir ons 'n ander verhaal vertel. 'n ander verhaal van die uitstorting van die Heilige Gees wat ons hier in Johannes kry. En nou is dit so dat ons as westerlinge baie keer vra nou wie is reg en watter storie is nou die regte een. As 'n mens sulke verskille in die Bybel kry. Maar ek dink dit is nogal belangrik dat ons nie vir ons self sal vra wie is nou die regte een nie. Ons weet paar goed, ons weet Jesus gee die Heilige Gees, dit is in al twee verhale, en die Heilige Gees gaan juis daarom dat Jesus opgestaan het en dat hy deur die Gees teenwoordig is by sy mense, dit stem ooreen, maar verder waar die verhaal geplaas word, wil Lukas vir ons baie besondere goed vertel, en ek gaan nou nie oor Lukas vanmôre preek nie, anders kan julle dalk dink ek lees uit die een stuk en preek uit die ander stuk. Julle ken mos daai storie van die ou wat die eksamen moes skryf, en toe spot hy die olifant. En toe hy nou die vraestel kry, toe staan wel, vertel vir ons nee, dis andersom. Nou ken ek nie eens my eie grappie nie. Hy spot die vloei, en hy kry die olifant. En toe hy nou daar sit toe, en
ek weet nou hoe gaan ek dit nou doen, hy sê, die olifant is baie groot dier, en hy het 'n slurp, en so aan, en dan, maar op die olifant is 'n vlooi, en die vlooi, en toe vertel hy nou van die vlooi. Maar nou, ek wil nou nie oor Lukas preek vanmôre nie, maar oor Johannes. Johannes het 'n besondere manier waarop hy dit vir ons vertel. En voor ons vashak by wie is nou reg en wie is nou verkeerd, moet ons die vraag vra wat die eerste hoorders sou gevra het. Ons vra baie keer wie is reg en hoe kon dit gebeur het en wat gaan aan die gang. En is reg dat ons dit vra, want ons is westerse 21ste eeuse mense, ons vra sulke vrae. Die probleem is natuurlik net as ons daai vrae vra, dan mis ons eintlik die punt wat daai eerste hoorders wou gehoor het. Want hulle het nie gevra wie is reg en wie is verkeerd nie. Hulle het gevra, hoekom vertel jy my die storie? So as iemand gekom het en vir hulle gesê, ek het iets om jou te vertel, dan was hulle vraag nie, nou kon dit gebeur het en hoe kon dit gebeur het nie. Hulle vraag was, hoekom vertel jy my dit? Wat wil jy hê moet ek hoor? En as ons vanmôre dan met daardie gesindheid na die Bybel toe kom, om vir die Here te vra, Here, wat wil jy hê moet ons vanmôre hoor? Kom ons bid saam en vra die Here om ons te help om te hoor. Here, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie dat ons as mense die vermoë het om 'n gewone dag te verander in 'n spesiale dag. Ons kon hierdie dag 'n gewone dag gemaak het, want ons al die goed doen wat ons reg deur die week doen. Maar ons het besluit dat hierdie 'n spesiale dag is, 'n dag waarop ons hier by mekaar kom. Dis ook 'n dag waarop ons gedenk en daaraan dink dit wat ons so gewoond aan kan raak. Dat U by ons is, dat U in ons is, dat U deur ons lewe. Here, ons vergeet dit baie keer, en daarom sê ons dankie dat ons vanmôre deel kan wees van miljoene der miljoene mense wat hierdie spesifieke gedeelte wat ons saam lees, vandag ook lees, en daaroor dink, en daaroor praat. En daarom wil ons vra, Here, dat U ons sal help, dat ons verby 'n mens U woord sal hoor. Amen. Jesus is gekruisig. Jesus se graf is leeg. Ons lees hoe Johannes het beskryf hoe hy en Petrus hardloop na die graf toe, en hoe Petrus eerste inkyk en hoe Johannes inkyk in die graf, en dan sien die graf is leeg. Maar die doeke is eenkant mooi opgevou aan die een kant, en dan beskryf Johannes, hy het dit gesien en hy het geglo. En dan lees ons hoe Jesus verskyn aan Maria Magdalena, en dan die gedeelte wat ons nou gaan saam lees, Johannes 20 van vers 19 af. Dit was al laat die aand op daardie eerste dag van die week, dit is die Sondag. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit weerhou. Maar Thomas, een van die 12 wat bekend gestaan het as Didymus, was nie by hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in die spykermerke, my hand nie in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.
8 dae later was die disippels weer binne en Thomas saam met hulle. Terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en in hulle middag gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas het vir hom gesê, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy omdat jy my gesien het? Gelukkig is hulle wat nie gesien het nie en tog tot geloof gekom het. Ons lees tot sover. Liewe broer en suster, ek dink baie keer by myself, hoe gelukkig is ek nie om te leef in hierdie tyd waarin ek nou leef nie. Toe ek baie jonger was, het ek gedink dit sal nogal goed gewees het om te leef in die tyd van Jesus. Ek het nogal gedink dit sou vir my lekker gewees het om daar te loop en te kon kyk wat hy doen en al die goed te sien en te hoor uit sy mond uit wat hy sê. En ek het nogal baie keer so gedink, tot ek begin agterkom het, ek sou dalk dit moeilik gehad het as ek hom gesien het. Wonder baie keer of ek nie een van die ouens sou wees wat sê, weet jy, hy is 'n bedrieger en 'n oorverblinder. Wat maak hy nou? Waarmee is hy nou besig? Ek sou 10 teen 1, soos ek myself ken, een van daai skeptiese ouens gewees het. Ek kan my nogal vereenselwig met Thomas, wat sou gesê het, jou ek sal wil sien. En as ek nie kan sien nie, sal ek nie glo nie. Ek is bly dat ek 2000 jaar na die tyd leef. Ek is bly dat ek kan deel wees van 'n gemeenskap my hele lewe lank wat kon glo. Ek is bly dat geloof eintlik amper al in my DNA vasgevang is. Ek is oortuig daarvan dat dit met 'n mens begin gebeur. Want die gebeure wat beskrywe word in die Bybel sou eintlik vir my onbegryplik gewees het. Ons neem nou baie keer die mense in die Bybel kwalijk as hulle nou nie so goed glo nie. Maar hier het ons 'n hele storie wat ons vertel van hoe swaar dit moes gewees het. Dink net daaraan. Jy het Jesus gevolg. Jy het die verskriklikheid gesien van die kruis en van wat gebeur. Iemand naby aan jou is voor jou oë doodgemartel. Jy het dit gesien. Jy het angs en jy het vrees, want dit kan met jou ook gebeur as hulle jou aan hom kan verbind. Daardie hele ding van skuldig met assosiasie het nogal daar gewerk. Dis natuurlik hoekom Petrus ewig ontken het dat hy die Here ken. Dat hy die verskriklikheid gesien en aan sy lyf beleef. Dink in ons land is ons al so 'n bietjie afgestomp oor die verskriklikheid van hoe erg dit kan wees as iemand vermoor word, as iemand doodgemaak word. Ons is so 'n bietjie afgestomp. Maar hierdie mense het hierdie verskriklike ding beleef. En dan word hulle deur mekaar gemaak. Want wanneer die vrouens by die graf kom, is die graf leeg. Niemand het gesien hoe die klip wegrol en hoe Jesus uitkom nie. Die getuienis wat hulle het, is die leë graf. Johannes skryf, hy het dit gesien en hy het dit geglo, hy het geglo. Maar mens lees
in die Johannes Evangelie dat 'n mens eintlik eers kan glo, eintlik eers die insig kan kry van wie Jesus is en wat hy gedoen het nadat die Heilige Gees gekom het. Voor die tyd sê Johannes Evangelie op 'n paar plekke vir ons dat jy nie kan verstaan nie. En daarom is ek bly dat ek vandag leef. Want sonder die Heilige Gees sou ek maar baie skepties gewees het. En dan beskryf Johannes vir ons in sy terme belangrike goed. Hy vertel van bang disippels wat toegesluit in 'n kamer ergens bymekaar kom. Dit is op die Sondag na die Vrydag waarop Jesus doodgemaak is. En terwyl hulle daar bymekaar is, staan Jesus skielik by hulle, hoewel die deur gesluit was. En dan groet hy hulle, soos God nog altyd mense gegroet het. Vrede vir julle. Nou die woord vrede vir julle is 'n gewone Joodse groet. Shalom. Lecha. Shalom. Maar as Jesus vir hulle sê vrede vir julle, dan wys hy vir hulle. En Johannes maak nog 'n groot punt daarvan. Ons lees dit 2 keer in hierdie gedeelte. Sy hande en sy sy. Nou, ons sê nou die hande, nou die hele arm, want ons onthou die kruisiging, baie keer sien ons die prentjies wat geteken word hier, maar die kruisiging het hulle die spykers daar deurgekap, né? Anders was daar niks om aan te hang nie. So hulle die spyker daar deurgekap. Maar sy hande, hy wys vir hulle. En dan is dit interessant, die bang mense word deur daardie wonde oortuig om bly te wees. Ten spyte van die wonde is hulle bly. Want hulle weet, dit is die Here wat hier staan. Mense kon nou 'n klomp ander vrae vra, maar Johannes wil eintlik vir ons net sê, die wonde het hulle oortuig. Dat die een wat gekruisig is, nou tussen hulle staan. 'n Ongelooflike ding wat vir hulle oopgaan. En dan kom Jesus en hy gee vir hulle 'n opdrag. Hy sê vir hulle 'n geweldige groot ding. Hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Wat 'n geweldige opdrag. Hulle het nou net beleef waarop hierdie opdrag uitgeloop het, dat Jesus gekruisig is. Dat hy doodgemaak is. As ek daardie woorde hoor, dan krimp my hart in een. En wil ek, soos baie profete wat die Here geroep het, eintlik sê, Here, nee, ek is nie eintlik reg vir hierdie werk nie. Kan ek nou regtig, soos u gestuur is, gestuur word? Maar reg deur Johannes se Evangelie het Jesus sy disippels al voorberei hiervoor. Hy het al vir hulle met die gelykenis van die wynstok en die rankie gesê, julle en ek is een, julle is aan my verbind. Hy het in sy gebed dat hulle wat een met hom is, deur hom bewaar sal wees. Hy het vir hulle al van tevore gesê, ek is in die Vader en die Vader is in my en ek is in julle is in my. En hulle kon nie verstaan hoe dit werk nie. En dan, na Jesus vir hulle die opdrag gee hy vir hulle die toerusting vir die opdrag.
Ons almal wat werk, as jy nou 'n baas van iemand is, dan weet jy, ek kan eintlik nou mos nou nie van 'n ou verwag om te doen wat ek doen, wil hy moet doen as ek hom nie gewys het wat hy moet doen nie. Nie waar nie. As ek hom nie in staat stel om dit te doen nie. Dan ons almal ken die frustrasie, ek werk nou baie keer met maatskappye en ek ken die frustrasie van mense wat 'n opdrag kry om uit te voer, maar die werk gee hom nie die mag om dit te doen nie. Dalk het jy dit al beleef. En God is nie so. So, die opdrag is soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. En dan doen hy 'n ding nie opspraakwekkend, soos Lukas dit vir ons vertel met tonge van vuur en 'n klomp mense nie, maar net daar in daardie klein groepie. Hy praat van die 12 as jy dit hier lees en mense sê, hoorie, het jy vergeet, Judas het droog gemaak en hy is nie meer hier nie. Nee, as hy van die 12 praat, wil hy sê, hier gaan dit oor iets groters. Ons sal net nou weer daarby terugkom. En dan doen hy hierdie ongelooflike ding eintlik, maar ding wat ons al ken. Hy blaas sy asem op hulle. En hy sê vir hulle ontvang die Heilige Gees. As 'n mens die Ou Testament lees, dan lees jy sommer daar aan die begin waar God dit ook gedoen het. Genesis 2 vertel vir ons van God wat 'n hoopie stof bymekaar krap. Ek sê altyd ons moet hom eintlik nie Adam noem nie, ons moet hom dalk stoffel genoem het. Hy so 'n hoopie stof wat bymekaar gekrap word. En dan lê die hoopie stof daar en dan doen God iets. Hy gee vir daardie hoopie stof sy asem. En dan word daardie hoopie stof 'n mens. En dis dieselfde woord wat ons in die Griekse Ou Testament lees, wat hier gebruik word, wat Jesus doen. En Johannes wil daarmee sê, hier gaan God aan. Doen God wat hy nog altyd besig was om te doen. Hy gee vir mense die vermoë om deel te wees van wie hy is en van wat hy doen. En baie keer is dit te groot vir my kop, want ek ken myself. En ek het al gedink, as ek vir die Here 'n vraag kan vra, sal ek hom nogal vra, hoekom het hy hierdie manier gekies om by ons teenwoordig te wees? Hoekom het God gekies om by mense teenwoordig te wees deur mense? As ek nou dink wie ons is. Al antwoord wat ek in hierdie stadium vir myself het, is dit, as jy almagtig is, dan kan jy eintlik maar die onmagtiges gebruik. As jy almagtig is, kan jy maar die instrument gebruik wat jy het. Ons het mos nou 'n Engelse spreekwoord wat sê, a bad workman always blames his tools. Maar God is nie 'n bad workman nie. En hy blame nooit sy tools nie. En hy kan met enige stuk gereedskap dit doen. Ons word teruggeroep na God wat mense gemaak het. Mense gemaak het vir 'n doel. Mense gemaak het sodat hy in hierdie wêreld sigbaar